Broeder Klaas, baie dankie vir die verwelkoming. Broers en susters, dis 'n voorreg om vanoggend weer hier te kan voorgaan in die erediens. Kom ons sing vooraf, voordat ons verder gaan met die erediens, skrifberuiming 4:4, in die swart psalmboek is dit skrifberuiming 4. Ons sing daarvan vers 1, 2, 7 en 8. Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanoggend waarmee ons die Here loof, Psalm 33. Ons sing daarvan die eerste en die tweede vers, soos wat dit op die skerm verskyn, en daarna bly ons staande vir ons geloofsbelijdenis.
Ons bely almal saam ons geloof met hierdie woorde: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broers en susters, ons is by daardie deel van die erediens waar tydens ons onsself voor God verootmoedig. Die woord ootmoed beteken onderworpenheid of nederigheid. En in ons daaglikse spraakgebruik hanteer ons dit baie selde, indien enigstens, wanneer ons praat oor ons verhouding met ons medemens. Ons reserveer dit byna uitsluitlik vir ons verhouding of vir 'n beskrywing vir ons verhouding met God. En daarom het dit vir ons die betekenis van selfvernedering voor God, die neerbuiging voor sy aangesig, in die erkenning van ons afhanklikheid van hom, maar veral ook in die erkenning van ons skuld voor God. Verootmoediging moet in die eerste plek nie gaan oor die uitkoms wat ons verwag, of die voorspoed wat ons begeer nie, maar dat ons tydens ons verootmoediging ons fokus op God sal stel. Die groot vraag tydens verootmoediging is wat God vir ons wil sê en wat God van ons verwag, en of ons werklik bereid is om te luister. Anders is alles te vergeefs. Kom ons luister nou na wat God se wil is vir ons en wat die riglyn is wat hy stel vir ons dankbaarheidslewe voor hom. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie.
Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En hierop antwoord ons as gemeente deur saam te sing Psalm 119, die 1ste en die 11de vers, en daarna gaan ons saam bid. Ons almagtige God, getroue hemelse Vader, ons dank U Here vir 'n nuwe dag, 'n rusdag wat U aan ons lewens toevoeg. Ons dank U vir die geleentheid om saam met medegelowiges in U huis bymekaar te kan wees. Op hierdie dag wat 'n geleentheid is om ons maar vir 'n wyle af te sonder van ons weeklikse roetine. 'n Geleentheid om ons by uitstek toe te spits op U. En om U te aanbid vir wat U is en vir wie U is. Ons dank U Here dat ons U kan ken, dat ons U kan ken soos wat U Uself in die woord aan ons openbaar. Dat U 'n almagtige God is, skepper van hemel en aarde. En wat alles wat U gemaak het, steeds in U almag en in U trou bewaar en daaroor heers. Ons dank U ook, Here, dat ons U kan ken, nie alleen net as 'n skepper God nie, maar ook as ons Vader in Jesus Christus. En dat U in U goedheid en in U liefde vir U kinders wil sorg, soos wat 'n pa vir sy kinders wil sorg. Maar dat U dit ten diepste doen en ook vir ons geloofslewe sorg. Ons dank U Here dat ons U so kan ken, maar ons dank U in die besonder dat ons kan weet dat U ons ken. U ken ons tekortkominge, ons gebreke,
U ken ons onvermoë om gehoorsaam te wees aan dit wat U van ons eis, in U wet en in U woord. U ken ons klein geloof. Ons worstelinge daagliks met ons omstandighede. En daarom dank ons U dat U ook daarin voorsien. Dat U U seun gegee het om ons kinders van U te maak, om al ons sonde en sondeskuld voor U weg te neem. En daarom in geloofsvertroue ook in hierdie aardse bestaan waar U ons geroep en geplaas het te kan leef en te kan weet dat U ook 'n God is wat groter is as ons eie omstandighede. En daarom berus ons by wat U oor ons beskik. Ons berus by die wyse waarop U ons deur hierdie lewe lei. En as ons oorvloed beleef, maak ons dankbaar. Waar ons gebrek het, lei ons dat ons in alle afhanklikheid ons oë op U sal rig. En wanneer U nou deur U woord dit aan ons kom verkondig, bid ons dat U ons harte ontvanklik sal maak en dat ons in ons geloof en in ons hoop gebou en versterk sal word. Saam met dit alles, Here, smeek ons om vergifnis van al ons sondes en al ons oortredinge. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing ook met die oog op die woordbediening Psalm 42, daarvan die 3de en die 5de vers, Psalm 42.
Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Petrus, hoofstuk 1, en ons gaan van vers 3 af saam lees. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Die skriflesing vanoggend kom uit die 1983 Afrikaanse vertaling. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak, deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem. Maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Ons lees tot daar. Ons teksgedeelte vir die prediking is vers 7, terwille van die volsin lees ek vers 6 daarmee saam. Vers 6, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid, vers 7, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan.
Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Geliefde broers en susters, kinders, is dit die moeite werd om die Here te dien? Is dit die moeite werd om die Here te dien? Dis 'n ontsettende vraag om te vra. Maar dit gebeur van tyd tot tyd dat mense dit vra. Mense vra dit wanneer daar ander dinge in hulle lewe gebeur as wat hulle graag sou wou gehad het. Wanneer dit voel of jy teen die planke is en asof daar vir jou nie meer uitkoms is nie. Het jy dalk al self gewonder oor die meriete daarvan om die Here te dien? Toe jy self persoonlik deur krisisse gegaan het, toe jou man of vrou oorlede is, onverwags dalk daarby, of wanneer daar dinge in jou eie lewe gebeur wat bloot net te moeilik is om te verstaan of te verklaar of om sin daarvan te maak. Siekte. Dan wonder ons, en ons wonder soms, waarom laat God dit toe dat dit sleg gaan met sy kinders? Natuurlik vanuit ons perspektief gesien. Waarom gaan dit nie goed met my en met my gesin nie? Is dit nog die moeite werd om te glo? Is dit nog die moeite werd om die Here te dien? Ons worstel soms met dinge, met die lewe self, en sekerlik verstaanbaar ook, want ons lewe in 'n onvolmaakte wêreld. Baie dinge word nie verstaan nie, en dan soek ons na antwoorde, en in baie gevalle word daar na die kerk en na die dominee gekyk om antwoorde te gee, want vanuit die woord van God moet daar leiding gegee word, en wil daar leiding gegee word, en dan moet ons oppas daarvoor om kits antwoorde te wil gee. Byvoorbeeld, glo net, dan sal dit met jou goed gaan. Want as jy nie glo nie, dan gaan die een teëspoed na die ander jou tref. Broers, susters, antwoorde soos daardie is so ver van die waarheid af dat dit eintlik 'n leuen is. Die probleem is dat ons soms vir God meet aan die mate waartoe hy goeie goed of goeie dinge met ons laat gebeur. Daai tipiese oorsaak en gevolg denke. As God goeie dinge met my laat gebeur, dan is God goed. Of dan ervaar ek God as 'n goeie God. Maar as hy slegte dinge met my laat gebeur, dan is hy nie 'n goeie God nie. Ons kan dit so 'n bietjie op 'n ander manier stel. My verhouding met die Here is soms vir ons soos 'n sake transaksie. As ek genoeg investeer, dan moet die opbrengs goed wees, nie waar nie. Maar die oomblik as die opbrengs, dit wat ek ontvang, benede verwagting is, dan voel ek ingedoen en dan wil ek my inset elders gaan investeer. En so plaas ons baie dinge in hierdie lewe op 'n weegskaal en dit moet uitbalanseer, so dink ons. Maar God werk nie so nie. God is nie eers goed wanneer hy goeie dinge met my laat gebeur nie. God is goed omdat hy God is. Dis een van sy wesenseienskappe en in sy goedheid weet hy wat hy met ons lewens doen, selfs al behels dit loutering, om die woorde van ons teksverse te gebruik.
selfs al kos dit loutering. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, is God deur Petrus aan die woord. En nou ken ons vir Petrus, voortvarend in die dae van sy disippelskap, altyd gereed met 'n vraag en partykeer sommer met die antwoord ook, maar tog ook soekend. En ook ten spyte van sy verloning van Jesus later, weer 'n herstelde disipel en apostel. En wanneer Petrus hier skryf oor die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word, dan is dit nie sommer goedkoop hoop waarvan Petrus hier praat nie. Petrus is uitnemend geskik om oor hoop te praat. Want hy was daar toe Jesus gevange geneem is. Hy het Jesus se kruisiging op Golgotha gesien. Hy het Jesus se leë graf gesien. Hy was 'n getuie dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat Jesus opgevaar het na die hemel. En nou skryf hierdie selfde Petrus: aan God die Vader kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy aan ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou leer God deur Petrus in hierdie gedeelte, hierdie nuwe lewe waarvan hy nou pas gepraat het, hierdie nuwe lewe hou onbeperk en onbegrensd aan tot in die hemel. En vir ons wat lewe, wat nou nog lewe, word dit bewaar. Dit word vir ons in bewaring gehou. Hoop daarop. Stel jou hoop op daardie lewe. Selfs al moet ons geloof in die tussentyd getoets word, so staan dit in ons Afrikaanse vertaling. Selfs al moet ons geloof in die tussentyd getoets word en ons bedroef daaroor voel, of hartseer, of verslae, of verstom met dit wat met my gebeur. Maar nou moet ons baie mooi verstaan. God toets jou nie sodat jy op grond van daardie toetsuitslag sal slaag of druip nie. God wag nie vir iets soos 'n skoolrapport om jou toe te laat tot 'n volgende vlak tot 'n volgende hemelse vlak van die nuwe lewe nie. Hy sê dan, jy het dit al reeds. Dit word vir jou bewaar. Miskien is die woordjie toets wat in ons Afrikaanse teks gebruik word, so 'n bietjie van 'n tamaletjie. In die oorspronklike Grieks is die bedoeling hier dat ons geloof gelouter word, of gelouter moet word, sodat ons geloof egter kan word, suiwerder kan word. En dan gebruik Petrus die voorbeeld van goud. Net soos goud getoets, oftewel gelouter word, net so toets, oftewel louter God jou geloof. En hier is die interessantheid, en dit mag dalk so 'n bietjie as 'n teleurstelling kom vir ons getroude lidmate vanoggend, dalk veel eerder vir die dames, vir die susters, dat daardie goue trouring aan jou vinger nie so suiwer is soos wat jy dink dit is, of soos wat jy wou gehad het dit moet wees nie. En nou moet ons ook nie ons mans aangluur nie, dit is nie sy skuld nie. Dit is so, hoe suiwerder die goud, hoe duurder is dit. Hoe suiwerder die goud is, hoe duurder is dit. Maar daar's ook 'n ander kant van hierdie argument. Hoe suiwerder die goud is, hoe sagter is die goud. Goud wat 100% suiwer is eintlik te sag om gebruik te word as juweliersware, en
En daarom is die goud wat vir juwele gebruik word 'n tipe allooi. Kom ons sê dit in ander woorde, 'n onsuiwerder goud. Met ander woorde, daar's 'n bietjie ander metale daarbey gevoeg om dit harder te maak. Met ander woorde, 'n onsuiwerder goud is meer weerstandig teen verandering. En dis om daardie rede dat daardie 9 karaat ring aan jou vinger sy ronde vorm behou. Maar Petrus skryf nie hier oor die onveranderlikheid van goud nie. Hy het dit juis in hierdie gedeelte oor verandering. Net soos wat hy in sy toespraak tydens die uitstorting van die Heilige Gees die breë boodskap van die Bybel saamgevat het met die sentrale tema van Christus. Christus as een van die grootste veranderinge denkbaar wat God bewerk het. Net so vat hy nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het, die evangelie saam as 'n veranderingsproses. Gaan kyk maar na die woorde wat hy gebruik. Hy praat van 'n nuwe lewe. Hy praat van opstanding uit die dood, verandering van ons lewensingesteldheid. Bietjie later, heiligmaking deur die Heilige Gees. Dis verandering. God se kinders is nie gestolde stukkies goud wat op 'n rak moet lê en mooi lyk nie. God se goud, God se kinders is voortdurend in die smeltkroes. Dit is so. God se pad met ons is baie dikwels, en ek het dit vroeër gesê, is baie dikwels onverstaanbaar en onverklaarbaar. Maar tog kan 'n mens ook begryp dat hierdie louteringsproses, die proses van waarmee God met ons besig is, dat hierdie louteringsproses al daardie onsuiverhede uit ons geloof wil wegvat, om ons geloofsfokus des te beter op God te kan plaas, sodat ons suiwerder of heiliger voor God kan wees, sodat ons meer vormbaar en plooibaar kan wees in die hande van die juwelier wat sy handewerk wil laat skitter, sodat ons geloof met lof en heerlikheid en eer sal skitter by die wederkoms van Jesus Christus. En terwyl ons in hierdie smeltkroes is ons hoop op God. Op hom wat sy werk met sy kinders tot volëinding toe sal voer. Op hom wat goed is en wat in sy goedheid elkeen van sy kinders in sy hande het, sodat ons as ewige oorwinnaars kan lewe ten spyte van ons aardse krake. En hierdie hoop is alleen moontlik danksy Jesus Christus wat gekruisig is en daarmee die losprys betaal het, wat gesterf het en weer opgestaan het en daardeur die oorwinning behaal het, en wat opgevaar het in die hemel, om die fokus van ons hoop by God te wees. As daar lewe is daar hoop. Ons hoor dit baie, ons sê dit ook baie, veral wanneer ons langs 'n siekbed staan. As daar lewe is daar hoop. Kom ons sê dit so 'n bietjie sterker, kom ons sê dit dalk beter.
As daar hoop is daar lewe. En daar is hoop. Danksy Christus is ons hoop alreeds 'n realiteit. Is dit die moeite werd om die Here te dien? Het ons aan die begin gevra. Is dit die moeite werd om die Here nie te dien nie? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U Here dat ons U woord kon hoor vanoggend. Ons dank U vir die hoop wat daar kan wees in en danksy Jesus Christus. Dat daar in Hom lewe is, 'n lewe wat strek tot in ewigheid. En terwyl ons in hierdie onvolmaakte aardse bedeling lewe, en terwyl ons steeds in die smeltkroes is, waarmee U ons geloof en ons hoop suiwerder maak, bid ons, Here, dat U ons altyd in U hande sal vashou, so sal vorm, om meer en meer te word en te wees, wat U ons bestem het om in Christus te wees. Ons is bewus van lidmate ook in hierdie gemeente wat in hierdie smeltkroes is, vanweë siekte, vanweë hospitalisering, vanweë ouderdom, waarvan ons weet, maar ook hulle waarvan ons nie weet nie, wat ongesiens worstel met vrae oor die lewe, wat worstel onder finansiële druk, wat worstel in 'n geloofskrisis. Ook in daardie smeltkroes, Here, bid ons dat U vormend in hulle lewe sal werk. Hulle geloof, hulle hoop, hulle lewe so te plooi en so te rig, dat U geken sal word as die een wat groter is as alles wat ons op hierdie stadium in ons lewe tot kommer dryf. Hoor ons gebed, Here, ons bid hierdie gebed ook in alle afhanklikheid, smeekend ons oë gerig op die begin en die volëinder van ons geloof, ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing ten slotte saam Psalm 91, daarvan die eerste en die 8ste vers.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen. Broeders en susters, eers net die algemene afkondigings. Die kollektes by die deure, soos gewoonlik is die blou sakkie vir barmhartigheid en dan die rooi sakkie is vir die kerklike tydskrifte en dan volgende week vir die teologiese studentekas. En dan die aanddienste is gewoonlik vir barmhartigheid en die kerkkas. Dan met reisattestaat het vertrek Suster Janet Hendrika Fourie. Sy gaan by haar dogter voorlopig woon in die Weskaap. En dan broeders en susters moet ons ook kennis neem en wat ons ook in die prediking hoor van broeders en susters wat ly, maar daar soveel vreugdes is. Suster Mark Creer was woensdag nog in Medikliniek. Nou ons weet nie of sy nou al ontslaan is en of sy by die huis is nie. Nog alles in orde daar, Prof. Callie. Dankie. Dan ook ons lof en dank aan ons Hemelse Vader met Suster Sandrine Venter wat ingrypende operasie ondergaan het. Dit gaan blykbaar goed met haar en ons bid haar ook die vertroue toe en die vashou in ons Hemelse Vader. Dan ook met vreugde, Kobus en Marietjie Havenga, hulle eerste kleinseun ryker geword, en Suster Anna Havenga, eerste agterkleinkind. Nou ons weet nou nie of dit by Annay of by Johan is nie, maar vir hulle baie geluk en ook baie seën vir hulle. En dan ook broeder Koos Norkee, ek sien hom nou nie vanoggend hier nie. Baie geluk aan hom, hy het die jaarkursus in die pastorale berading met lof geslaag, so hy kan nou ook by die gesondheidsraad as pastorale berader registreer. Ons bid hom ook seën van die Here toe in die werk, hy sien baie uit daarna dat hy daarbey betrokke mag wees. En dan baie geluk aan Suster Clarine Roscher, wat die naweek verloof geraak het. Ons weet nou nie wie is die baie gelukkige man nie, maar baie seënwense vir hulle en mag dit 'n baie mooi pad vir hulle wees. Broeders en susters, al die verjaarsdae vandag is Suster Hermine van der Spoel, Rudy se suster, 91 jaar oud, ook vir haar baie geluk en seënwense verder. Ria Buys word 84 môre. Elsa Mens, die 17de verjaar sy en dan die 19de Lily Pretorius, baie geluk. Hoe daar sit sy, geseënde dag ook, hoor. Dooplidmaat Hannes de Klerk wat 3 word en dan dooplidmaat Richard van der Berg en dan die 20ste Minke Schaaf en Marie de Wet die 21ste. Dan broeder Rudy vir ons kennis gegee, broeders en susters, die 2025 kalender is in die kerksaal betrokke, maar word mooi gevra, net een per gesin asseblief. 25 se kalender is in die saal beskikbaar. En dan het ons net een gelofte dagviering kennisgewing gekry. En dit is môreoggend by Gereformeerde Kerk, Potchefstroom Suid. En Dominee Daan Bakker gaan die diens waarneem, môreoggend 9:00. Dan, broeders en susters, wil ek net vir Prof Sarel ook sê, baie dankie vir oggend se prediking. En daarmee saam het ek gevoel ons gaan afsluit met Psalm 130. En dan in besonder Dominee Kuhn se bereiming. Prof Callie?
Ja, ons gaan dan volgende week ons dan verjaardag 22ste. Ekskuus, dankie. So vir die 22ste sal ons dan nou weer verjaarsdag hê. En dan het ek nou ongelukkig nagelaat. Broeder Gert en Willie van der Walt, hulle is vandag 62 jaar getroud. Baie geluk. Ja, kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. En dan broeder Mani en Eleanor Geier. Hulle is 50 jaar getroud. Vandag. En dan broeder Jan en Renet Kutsie, 19 jaar, hulle sit altyd hier, hulle is seker weg. En hulle afwesigheid baie geluk. En dan broeder suster Henny en Lappeskagni, 53 jaar. Ook aan hulle baie geluk Woensdag die 18de. Is daar nog iets wat ons dalk nagelaat het of wat ons die kalender moet bykry? Laat weet ons maar as daar verjaarsdae en huweliksherdenkings is wat nie aangeteken is nie. Dan het ek gedink ons sluit af met Psalm 30 vers 3, maar in besonder die melodie of die beruiming van J.J. Kuhn. En u het dit nou daar op die bord. Ondanks ons omstandighede hoop ek steeds op die Here, my siel wag ongestoord. Ek pleit soos ander kere op sy onfeilbaar woord, wat ons ook vanoggend weer gehoor het. Soos brandwag deur die nagte, na rooi dag môre smag, so bly ek in my klagte op sy verlossing wag. Hoop Israel op die Here, in bitter nood en stryd, verlossing tot sy ere, kom ook vir jou op sy tyd. Kom ons sing Psalm 30, vers 3 en 4, vir ons beruiming van J.J. Kuhn.